Halleluja, môre broers en susters. Ek groet julle in die kosbare naam van Jesus Christus. Ek glo en vertrou dit gaan geseën met julle. Ek wil net weer sê wat 'n eer om 'n bietjie woord te deel met julle en ek glo en vertrou dit gaan goed en julle is geseën. Halleluja. Ek lees vanoggend vir ons uit Lukas 10 vers 19. Dit sê hierso, listen carefully, I have given you authority. En dan in hakkie sê hierso, that you now possess to tread on serpents and scorpions and the ability to exercise authority over all the power of the enemy. En in hakkie sê daar Satan, and nothing will in any way harm you. Halleluja, dit is eintlik so 'n mooi stuk. Sê aan julle het ek mag gegee om op slange en skorpioene te trap en oor al die mag van die vyand en niks julle ooit skade doen nie. Die dag wat jy as persoon, broer of suster, jou hart vir die Here gegee het, is die dag toe hy vir jou die krag en autoriteit gegee het om op slange en skorpioene te trap en oor al die mag van die vyand. So, ons moet loop in oorwinning en ons moet werk vir die koninkryk, maar ons moet op slange en skorpioene trap. Geestelike gevegte gaan ons moet veg. Maar hierso sê hy, over all the power of the enemy and nothing will in any way harm you. Glo en vertrou dit met julle hele hart, want julle het die autoriteit. Jesus gee vir julle die autoriteit en vir ons almal die autoriteit om op slange en skorpioene te trap en oor al die mag van die vyand en niks sal ons skade doen nie. Halleluja, die Here het ons opgewek om krygsvegters te wees vir sy koninkryk, om te veg. Daarom moet ons elke dag die volle wapenrusting aantrek en ons moet die vyand weerstaan en hy sal van ons al wegvlug, dis wat die woord sê. Maar ons moet daai autoriteit beoefen en daar is soveel krag in die naam van Jesus Christus dat elke knie sal buig en elke tong sal getuig dat Jesus Christus die koning is. Halleluja. So, broers en susters, ek wil julle bemoedig met hierdie woord. Walk in victory, walk in favor, walk in authority. Die Here gee dit vir jou en vir my en vir ons almal wat hom as koning dien in gees en in waarheid. So moet nooit bang raak of vrees nie. Want as ons nie die evangelie gaan deel in autoriteit en opstaan in gebed en regtig die Here sê in sy woord, die vurige gebed van 'n regverdige dra baie krag, maar ons moet dit toevoeg met die autoriteit wat Jesus Christus ons gee. En as ons dit nie doen nie, soos wat hy wil hê ons moet nie, is ons kragteloos en ons gebed is dood, want ons moet in autoriteit optree. In Jesus naam sal elke demoon vlug en uitgedryf word. Ons sal ons hande op siekes lê en hulle sal genees word. Ons sal vir blindes bid en hulle sal sien en lammes sal weer loop. Die autoriteit wat Jesus Christus vir ons gee is so belangrik. Die dag toe hy op die kruis gesterf het, het hy dit vir ons gegee. Dieselfde gees wat Jesus Christus uit die doodheid opgewek het, daai selfde gees woon in ons. Halleluja, prys die Here. Geseënde dag vir julle, geseënde week. Ek groet julle tot volgende keer. And remember, Jesus loves you all. Hy slaan 'n reguit hou met 'n skewe stok. Moenie dink jy is nie die moeite werd nie of jy is nie bekwam nie. Hier is jy bekwam met die woord van die Here. Hy gee dit vir jou autoriteit. Halleluja, geniet dit, totsiens.